Goeiemiddag produsente, dis Frikkie Maria, uitvoerende beampte vir die Nasionale RPO. Dis Vrydagmiddag die 6de Maart. Ek wil graag weer vir julle terugvoer gee oor die back and closure situasie, of wat verander het, wat in ons onder ons aandag gekom het die laaste week of wat. En sodoende net probeer om lede op hoogte te hou. So I think the first thing is we have to talk about that application form that was distributed last week, where producers had to apply to get vaccinated. We sent out the forms. The form was signed by Dr. Mike Morisani. And we also said that we are not sure about the validity of this form, as we did not know where it originated or what it will be used for, as the form specifically mentioned that it is for preemptive vaccination. We got a lot of queries on that form, especially because there's an indemnity clause in where you indemnify the government against some adverse effects from the vaccine, etc. But the form was there. Then a week later we received a message that DDG Sarahi basically withdrew the form. He said it was sent in error and that the form may not be used. And then after that we again received a lot of calls, as many a producer have managed to apply for vaccination with that form to the provincial departments and actually got vaccinated. So at this stage DDD Sarahi did withdraw the form, but some of the provinces are still using it. They say their system is based on that. So it's a bit of a weird case at this stage. National withdrew it, but at provincial level it seems they are still working with it. I think while we are talking about provinces, we have to mention that we see there's a lot of differences between provinces in this vaccine rollout. How they use private vets, how quickly they administer the vaccine that's available, etc. And a lot of decisions is thus made at provincial level at this stage on how they are going to deal with this. Tweede ding waar ek graag net wil terugvoer gee, is die tolwet-enstof van Turkye wat verlede naweek in die land aangekom het. Dis deur Doenwax ingevoer. Dit was in die media die Saterdag dat die enstowwe gekom het, dat dit op die lughawe is. En hierdie week het daar vinnig gekom stories rondgeloop dat die enstof nie na OBP toe kan gaan nie, aangesien daar nie geld is daarvoor, daar nie betaal is daarvoor nie, ensovoorts. Ek dink daar was 'n klomp stories en onwaarhede tussen die goed. Ja, daar was probleme gewees oor die uitsorteer van betalings, betaal ek eers of lewer ek eers die produk, maar ons is bly om te kan sê dat dit uitgesorteer is en hierdie enstowwe het vanoggend van die pakstoor by Ouer Tambo van die kouehuis af, is hulle vanoggend na OBP toe geskuif en daai 1,5 miljoen enstowwe kan nou ook uitgaan na die provinsies toe, sodat meer diere geënt kan word. Ek dink 'n paar goed wat nou al lank op die tafel is, moet ons oor praat. The first thing is the DMA in KwaZulu-Natal. The minister have mentioned weeks ago, more than a month ago, that DMA should be lifted, that it doesn't serve a purpose anymore. From industry side, we have asked last week, the previous week, the week before that, where's the progress on this? When will this happen? And for some of other reason, it does not get gazetted. The feedback we receive is that it's on the table, it needs to be signed to get gazetted, and that's it. We do not understand why it doesn't happen, but we keep on asking the questions. In terme van die artikel 9 of die section 9 aansoeke wat deur verskillende provinsies ingerig is of ingesit is, nou dit is bewegingsbeheer artikel volgens die wet. Lyk my is die besluit om na 'n nasionale bewegingsbeheer permitstelsel toe oor te gaan. Hulle is basies besig daarmee, maar ons hoor ook dat hulle dit saam met die contingency plan of die management plan
wat hulle nuwe weergawe van skryf wil hanteer, om hierdie seker te maak, hulle praat met mekaar, en ons het nog geen datum oor wanneer hierdie artikel 9 dan afgeteken gaan word om die verdere verspreiding van die siekte te voorkom nie. Die laaste ding is die section 10 of artikel 10 aansoek. So in terms of the section 10 from the industry side, it was submitted at the end of January, our draft of the document. The department worked on it, they went through processes. Apparently the final version, they were not of our draft, but of the final document. They were not satisfied with it, and it was then referred back. Currently they are again working on it. We think from industry side it's a extremely important document that we should get to make sure that we can do preventive or preemptive vaccination, to make sure that private sector is involved in this and that we can get the vaccines in the animals before the virus reaches the animals, so that they can build immunity and make sure if the virus spreads further, that we can limit the spreader of as these animals will be already vaccinated. Terwyl die instowwe deur die provinsies uitgerol word, kry ons baie vrae oor hoe diere gemerk word. Nou as jy gaan kyk na daai aansoekvorm om geënt te word, die een wat onttrek is, was een van die punte in daai aansoekvorm dat alle diere individuele unieke nommers moet hê en op 'n databasis moet wees. So daar's 'n klomp vrae rondom LITS SA en rondom ander databasisse en die RMIS, se traceability platform wat basies jou bestuurstelsel wat jy op die plaas gebruik, daar's 'n paar maatskappye wat dit doen wat jy kan gebruik om wat hierdie goed met mekaar laat praat. Daar was ook oproepe gewees uit van die provinsies uit wat vir ons sê, maar hulle verstaan nie, die provinsie sê dit moet 'n elektroniese of 'n radiofrekwensie oorplaatjie wees en die goed kos geld, hulle is relatief duur. Hoekom is dit nodig? Daar's stoetveeprodusente wat sê alle diere het klaar unieke nommers. Nou sê die provinsie hulle moet weer 'n nommer kry. Hoekom moet ons dit doen? Die basiese reëls vir sover ons dit kan sien, is dat die dier 'n unieke nommer moet hê. So dit moet nie 'n nommer wat jy self uitdink nie. Dit moet 'n nommer wees wat van 'n databasis afkom. Ek dink ICAR is die maklikste voorbeeld om te gebruik. Die nommer wat klaar geprint is op die tag, wat 'n unieke nommer is, daar's basies net een so nommer in die wêreld. En dit moet op 'n oorplaatjie wees wat jy nie kan uithaal en weer op 'n ander bees sit nie, so dit moet tamper-proof wees ensovoorts. Ons hoor stories waar enstowwe toegedien word waar die diere nie gemerk word nie, waar daar nie oorplaatjies in was nie. Maar ek wil graag ons lede vra, merk julle diere. Maak seker hulle is op 'n databasis, laat die enstowwe aangeteken word op die databasis. Ek dink hierdie gaan net die proses vorentoe baie vergemaklik wanneer dit kom by opvolg enstowwe. As die diere na 6 maande weer geënt moet word, dan is daar 'n argument of 'n dier geënt is en of hy nie geënt is nie. Ons weet dis 'n opvolg, ons weet dis die tweede enstof en daarna hoef hy net elke jaar geënt te word as 'n voorbeeld. Dit gaan ook jou lewe vergemaklik wanneer jy jou diere moet verkoop. Ons sien al hoe meer dat die mark gaan aandring op diere wat geënt is, want voerkrale kan nie die kans vat om ongeënte diere te koop nie. So as jy 'n voerkraal verkoop, jy die bewys, jou diere is individueel gemerk dat hulle wel geënt is, glo ons dat dit hierdie proses baie gaan vergemaklik. Dink jy dit gaan net oor voerkrale nie? Ons wag vir die finale regulasies in die contingency plan of in die bestuursplan, maar as jy aan iets soos 'n veiling dink waar 'n klomp diere bymekaar gaan kom, glo ons ook dat wanneer jou diere geënt is, unieke nommers het en jy dit kan bewys, jy baie makliker daai dier op 'n veiling gaan sit sonder enige risiko's daaraan verbonde. Tweede ding wat ek 'n WhatsApp oortweer gekry het oor enstowwe is die veiligheid van enstof.
Ek dink daar loop baie stories rond ook oor die veiligheid van enstof, oor snaakse goed wat in enstowwe is ensovoorts. En ek dink van ons kant af is ons baie gerus oor die enstof wat gebruik word. Ek was verlede week in Argentinië, nie vir back and closure nie, maar om 'n kongres daar by te woon. Maar ons het die geleentheid gehad om met 'n boer of twee te praat en ek het 'n gesprek met 'n redelike groot produsent gehad. Ek wou graag 'n video van hom opgeneem het, maar hulle is bietjie skugter aangesien Engels nie 'n goeie taal is nie, maar daai mense het hulle diere geënt met die Argentynse Biogenesis Bago enstof en hulle het eers 2 keer aan gedink nie. Hy het vir my gesê daar was geen verandering in reproduksiesyfers of in produksiesyfers nie. Dis 'n enstof soos enige ander enstof wat ons reeds gebruik te ontwikkel 'n immuniteitstelsel teen hierdie spesifieke virus. En ek dink nie ons hoef oor die veiligheid van die enstof bekommerd te wees of daar 'n klomp snaakse goed in die enstof is nie. Ons het dan ook vrae gekry oor opvolg-enstowwe diere wat einde verlede jaar met Botswana se BVI-enstof ingeënt is. Dit moet elke 4 maande herhaal word. Nou is daar nie van daai enstof in die land nie en ons het duidelikheid gekry dat jy die diere wel met die Biogenesis of die Dolwet of enige van die olie-gebaseerde enstowwe nou weer kan ent en dan weer 6 maande later met 'n olie-gebaseerde enstof. Daar behoort geen neeweffekte te wees as jy die enstowwe meng nie en daar is self navorsing wat wys as jy diere met verskillende make enstowwe teen 'n spesifieke virus of spesifieke stam van 'n virus en dit eintlik 'n beter immuunreaksie tot gevolg het. So produsente kan gerus wanneer diere reeds met 'n BVI-enstof geënt is, kan hulle enige van die Dolwet of Biogenesis enstof gebruik om vorentoe te gaan. Die koste van die enstof is ook nou weer op die spits gedryf met stories oor wat die enstof moet kos. Doenwerks het gesê hulle enstof is R45. Die minister het 'n verklaring uitgesê en gesê maar dit is die groothandelkostes, daar moet nog koste bykom. Ek dink op hierdie stadium is al ook gesê dat die enstof om die nasionale kudde te ent gratis gaan wees. So ek kan nie dink hoe die regering 'n klomp geld by enstowwe gaan bysit om hulle self te benadeel nie. Mens weet nooit van wat in die ketting aangaan nie, maar op hierdie stadium moet produsente glad nie vir enstof betaal nie. Die staat moet die enstof voorsien en dit moet gratis wees om hierdie virus te keer. Wat wel aan die ander kant waar is, as jy van 'n privaat veearts gebruik gaan maak om die enstof op hierdie stadium toe te dien, jy nie die staatse veeartse of animal health technicians gaan gebruik nie, dan moet jy bereid wees om die koste van die privaat veearts te dek en die toerusting ensovoorts wat hy gebruik om hierdie enstof toe te dien. Die regering gaan nie betaal of gaan nie die privaat veeartse se kostes betaal nie. Ek dink dit is dit vir die week. Hoop julle het 'n goeie naweek. So op die enstowwe hou aan met inkom en ons kry die probleme in die provinsies waar dit tans nog stadig gaan vinnig uitgesorteer om seker te maak dat ons so vinnig as moontlik, soveel as moontlik enstof in diere kry om 'n einde te bring aan hierdie pandemie.